Goeienaand, hallo. Dis lekker om weer vanaand saam met julle te kuier en bietjie verder gesels in ons week van gebed. Ons is by die derde aand en ons gaan nou die tweede gelykenis hanteer. Yes. In die Matteus Evangelie hoofstuk 13, dis nou vers 44. Die vorige keer was dit 2 verse, nou is dit net 1 vers. En hierdie een is nou die gelykenis van die skat wat die man in die veld ontdek. Maar voordat ons nou die teks lees en bietjie daaroor gaan gesels, wil ek vra Dominee Stiaan van ons op. Ja, ons bid saam. Here, dankie dat ons net so lekker saam kan kuier, Here, en dankie dat ons in hierdie week van gebed net kan rustig raak, Here, en net besef dat U is by ons, U is met ons, en Here, U wandel saam met ons in hierdie. Here, en wanneer ons verder gaan oor hierdie evangelie van die koninkryk, Here, wat U ons nou uitnooi en inroep, en sê, maar kom word deel van dit. Here, dan besef ons net wat 'n wonderlike voorreg is dit om deel te kan wees. Here, maar soos wat ons ook nou gaan lees en soos wat ons ook bietjie gaan gesels, Here, wees ook deel van hierdie gesprek en lei ook ons gedagtes en dat ons ook 'n dieper skat soos wat ons nou gaan lees, kan ontdek in die woord en vir ons lewe hier in 2025 hier in Witpoortjie en dit wat U beplan. Here, mag ons net die woordigheid ervaar in dit alles. Vir dit als in die naam van die wonderlike Seun Jesus Christus te maak. Amen. Amen. Baie dankie. Vriende, ek lees vir ons die teks. Die koninkryk van die hemele is soos 'n skat wat in die veld begrawe lê. 'n Man het dit ontdek en weer toegegooi. Uit blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie grond. Nou, net soos wat ons met die eerste gelykenis, die vorige teks mekaar gesê het, ons moet onthou dat toe Jesus hierdie goed gesê het, het hy dit vir 'n spesifieke groep mense gesê. Hy het dit gesê vir sy disippels en saam met hulle ook dan nou die ouens wat hom gevolg het en oralste saam met hom die pad gestap het. En is nou natuurlik binne 'n spesifieke konteks. En die ouens wat hierdie gehoor het, die eerste hoorders, hulle het presies geweet wat Jesus sê toe hy hierdie goeders gepraat het. Nou, as ons nou net gou kyk na die konteks hier agter. Kyk, hulle het op daai stadium het dit so gewerk dat as jy 'n skat ontdek het, dan het jy 2 opsies gehad. Jy kon of dit vir jouself toeëien, dis waar die spreekwoord finders keepers vandaan kom, of jy kon hom dan nou vir die eienaar teruggegee het, as jy nou natuurlik as jy geweet het. Maar soos wat ons almal weet, Ja, dit gaan nie gebeur nie. Nee. As jy nou 'n skat het, klomp goud, Finders keepers. Ja, finders keepers. Ja. Maar in 'n geval, toe daar's ook 'n ander wet gewees in daai tyd, veral spesifiek ten opsigte van grond. Ons ken dit gedeeltelik vandag, dit het so gewerk, as jy 'n stuk grond gekoop het, alles op die grond, wanneer jy nou gaan kyk na die grond, alles wat daar is, op binne-in orals alles, die implemente, alles, selfs die slawe, wat op daai stadium op 'n stuk grond is. Ja. As jy die grond vasmaak teen 200 denarius, dan is dit joune, klaar. Okay. En dit sluit alles in. En dan nou natuurlik, het hulle dan nou op hierdie manier, wanneer hulle dan nou 'n skat ontdek het, het hulle na die eienaar toe gegaan en vir hom gesê, luister, ek bied jou aan 50 denarius vir die stuk grond, want jy weet daar's 'n skat daar. Ja. En dan kan jy met jou gewete saamleef, want dan is dit nie finders keepers nie, en jy wil dit ook nie teruggee vir die eienaar nie. So, nou koop jy dit wettiglik. Ja, dan het jy gewete net bietjie sit. Ja. Maar so dit moet ons onthou in die agtergrond, die konteks van wat hier Jesus hier sê. So vir hierdie ouens is eintlik die feit of dit wat hy hier doen is nie vreemd nie. Wat wel vreemd is dat die man wat nou die patriarg van die familie is, bereid is om alles te verkoop om daai stuk grond te gaan kry. Kyk nou, natuurlik werk dit so, dis nou die patriarg. So hy sê, ouens, ons gaan dit nou doen en omdat hy die patriarg is, wat hy sê is wet. So, okay, daar gaan ons pak op, ons verkoop, ons gaan nou na daai stuk grond toe en die seun boer en die slawe ploeg en almal het nou deel daaraan. So dit is 'n gegewe. Maar die feit dat ons hier lees dat hy bereid is om alles op te offer, maar wat ook nou die nuance hier is dat ons nie lees wat was
die skat. Ja. Ons weet nie wat dit is nie. En dat hy nou bereid is om alles te verkoop. En hy sê ook nie vir sy mense nie. Ja. Wel, in die teks Ja, lyk wat dit as ook dit so. so kan leef. Ja. So hy sê nie vir sy mense nie. Hy sê net, luister, ons verkoop alles. Ek koop 'n stuk grond en dan natuurlik met die skat by en dan kan ons nou maar die afleiding maak dat hy doen dit vir opkomende geslagte en al die goedes. Maar as ons dit nou lees en ons weet dit nou van die eerste hoorders en so. Wat dink jy sou die eerste hoorders heel moontlik boonbehalwe vir dit wat ons hier lees, in die metafoor wat Jesus hier gebruik, want hulle weet hy's besig met die koninkryk. Wat dink jy sou hulle gehoor het? Ek dink ek dink soos jy sê, die ding wat my nog die meeste eintlik aanraak uit dit alles is eintlik dat hy hierdie bereid is om hierdie groot risiko nou te vat, om alles te verkoop om hierdie skat te kry. En ek dink in daai opsigte as daai mense so sit en luister om te sê maar hierdie is werklik die moeite werd om alles op te gee. Om alles prys te gee. En eintlik sien ons 'n klomp van sy disippels het dit gedoen, nê. As jy dink aan sy disippels wat hy geroep het, dit sê hulle pa en hulle in die visnette en alles net so gelos en hulle het letterlik alles opgegee om die koninkryk van God te kry. En ek dink daai stryd eintlik maar binne in die mense, dink ek sal daar gewees het, is hierdie werklik die moeite werd? Is dit regtig alles die moeite werd? En ek dink in 'n manier was daai eintlik maar worstel maar seker binne in hulle gewees. Om te sê dat die koninkryk is die moeite werd om alles te kan opgee. En ons sien baie keer gepraat Jesus met die storie van die ryk jong man, praat hy presies self van die ou. Ja. Verkoop alles, volg my. En ek dink daai striweling binne hom. En ek dink dan daai vertroue ook in dit wie Jesus is. Dat hy is werklik wie hy sê hy is. So dit is okay om alles op te gee en hom te volg, die koninkryk te gaan erf. Ek dink die vraag sou seker maar binne hulle gewees, nog steeds binne hulle gewees het, is, maar wat is die skat? Wat is dit dan wat die moeite werd is? Gaan ek 'n beter lewe hê? Hoe gaan dit lyk? Wat is die skat? En ek dink in daai opsigte het Jesus dit seker opsetlik gedoen om nie te sê wat is die skat nie. Is iets om te ontdek. Dis iets wat jy gaan nie kry as jy nie deel is. Jy gaan nie weet wat dit is as jy nie dit deel is van die proses. Yes, en soos wat jy nou praat, nou dink ek mense kan eintlik so verskriklik baie lyne trek na 'n klomp van die ander goed wat Jesus gedoen het en gesê het en die gelykenisse wat hy vertel het. En as 'n mens nou dink byvoorbeeld hierdie die woorde wat by my opgekom het terwyl jy gepraat het was 'n blindelingse navolging. Eintlik ons ken dit mos nou maar eintlik geloof. Ja. Daai en dan geloof soos 'n kind. Dis my pa of in hierdie geval die patriarg en in ons geval nou die Here. Kom ek doen dit. Ek is okay daarmee want ek vertrou as dat in ons geval dan nou as die Here sê dit gaan beter wees. Dat dit regtig sal beter wees. En dat as ons dan nou nie bereid is om dit te doen nie, dan mis ons uit. Ons mis uit op die skat wat hy weet wat die moeite werd is. En dan met ons wil deel, nê? Maar as ons nie saamgaan nie, dan mis ons uit. En ek dink dis juist daai is juist om te sê maar ek is nie die een wat die skat ontdek het nie. Hy is die een wat die skat het. Hy is die een wat weet wat die skat. So ek dink baie van hierdie ouens sou gedink het maar daar is 'n vrou wat daar gesit en sê maar as my man nou na my toe kom, sy verkoop alles. Of 'n stuk grond te gaan koop. Ek sê nee. Het geval vir 'n piramide skep. Ja, nee, daar's nie wat sê die nie te dink van die ou met die diamant of wat ek sê. Nee, daar's nie 'n manier nie. Ek lief vir my huis. En nee, ons gaan nie doen nie. Of dalk was daar 'n jong seun wat daar gesit is, wat is my pa? Wat is hierdie my pa is? Sou ek hom vertrou het? Sou ek hom genoeg vertrou het om te sê maar dis reg, ek gaan saam met jou in hierdie. En ek dink dis juist daai, ek dink dis juist wat Jesus eintlik ook hom sê. Hy sê hy is die man wat die skat weet wat die skat is. Volg my, vertrou my. Vertrou dat ek weet wat ek doen.
En ek dink vir baie mense is daar ek dink in 'n opsig ja, seker maar in 'n manier was dit dalk vir daai mense ietsie makliker, wil ek durf om te sê, omdat hulle nogal baie sterk in daai situasie geleef het, of daai samelewing geleef het van die patriarg. As die man dit gesê het, of die hoof van die huis dit gesê het, dan doen ons dit maar. Ons kan dalk maar daaroor gesels of wat ook al, maar aan die einde van die dag doen ons wat hy gesê het. Ja. En ek dink in 'n manier was dit dalk maar beter of makliker, maar ek dink ons moet ook nie in daai struik val om te sê maar hulle sou dit ook maar net blindelings dalk gedoen het of wat ook al. Ja, verseker nie, ek hulle bly mos maar mense. Ja. En ek dink in ons konteks as ons die teks nou net na die teks kyk. Ja. In ons konteks is dit 'n redelike groot uitdaging, nee. Ja. Wat net soos hulle eintlik meer dink ek het ons baie meer waarde aan materiële dinge en speel sentiment 'n baie groter rol as wat dit by hulle sou wees. Hulle was nie noodwendig, ek meen hulle het meer bartering is die Engelse woord, handel gedoen as wat ons het vandag geldstelsels en allerlei sulke goeders en nou deesdae Bitcoin en al hierdie goed. So ek dink vir hulle, soos wat jy nou sê, was dalk makliker, maar daarom as ons hierdie goed vir mekaar sê aan die hand van dit wat ons in die teks lees, is dit vir ons regtig 'n uitdaging om te sê ja, ons vertrou die Here. En dis mos maklik om te sê ek vertrou die Here of die Here sal sorg, maar as dit kom by let go and let God, soos wat ons verlede keer ook gesê het, en regtig net glo en vertrou, dit is iets anders, nee. En in situasies soos dit waarmee ons nou besig is dit vir ons 'n realiteit. Daai sukkel daarmee om daarmee vrede te maak en te vertrou. Ja, ek dink definitief, ek dink jy het nou gesê oor die let go and let God. Ek dink daai deel dis maklik om te sê, moeilik om te doen. Jy het ook nou gesê. En ek dink baie keer in die Bybel, dis eintlik vir my so mooi. As ons veral in die Ou Testament lees, wanneer die Here sê luister Israel, luister na my. Daai woord en natuurlik in die Nuwe Testament ook, as die Here sê maar wie ore het moet luister. Hy doen dit baie met hierdie gelykenisse aan die einde dan sal hy so iets sê. So wie ore het moet luister. In hulle kultuur was luister en gehoorsaamheid was dieselfde ding. Dit was nie twee verskillende opsies nie. So as die woord sê luister na my, dan is dit implus binne in daai woord is dit ingebou eintlik maar is jy moet dit doen. Dis nie net jy hoor en besluit daaroor nie, dis jy hoor en jy doen. En ek dink daar so sukkel eintlik maar en ons sien eintlik maar in Jesus se tyd ook baie van die mense het maar gesukkel met die dinge wat hy gesê het. En om dit eintlik maar te doen ook dan nou maar. En so ek dink in daai opsigte is dit eintlik maar die groot opsie of die groot uitdaging eintlik maar is om te sê nie net hoor ek wat die Here sê nie net sê ek dit nie, maar ek doen dit fisies in my lewe. En die skrif sê ook wat help dit as jy na die woord luister maar jy doen niks nie. As jy kyk vir jouself in die spieël en jy loop weg en jy vergeet hoe jy lyk. Dit help absoluut niks nie. En die ander ding wat ek nogal aan dink is die feit dat hy alles bereid is om alles te verkoop. En weer eens, ons weet nie wat is die skat nie. So ons kan nie sê dit was die moeite werd nie. Ons kan nie daai judgment call maak nie. Maar vir hom was dit. En ek dink ek wil nou nie te veel nou oor ons situasie praat of want dis eintlik waar ons môre oor wil gesels. Oor hoe bring ons hierdie teks nou onsself toe, maar ek wil tog dit daar neersit. Ek dink baie van die mense sou gesê het, maar wat sou dit moes gewees het? Wat sou die skat moes gewees het om my om bereid te wees om alles te verkoop, alles in te gee in hierdie dinge. En ek dink baie keer het ons van ons prys, ja, ons sê ons every person has his price. En om dit te, ek wonder, daai mense sou dalk baie daaroor ook gedink het, is wat is die prys, wat moes die skat gewees het, vir my om alles te gaan verkoop. En
daai ding te gaan eintlik maar net dis hoekom die land waarop hy was eintlik maar bysaak. Ja. So ek worry nie oor die land en hoe dit lyk nie, daar's 'n bietjie te veel klippe of wat ook al. As dit oor die land gaan, dan moet ek nie alles verkoop nie. As te veel rotse, die bome is wat ook al, die grond is nie vrugbaar nie, ek soek net daai skat. Ja. En ek dink, ek wonder nog 'n bietjie daaroor, is wat sou vir my en jou gelyk het, nee, wat sou moes gewees het, om te sê, okay, ek is bereid om alles te verkoop. Yes. Ja, ek wil nou net die laaste gedagte nou met my opgekom, dat hierdie ou, soos wat jy nou sê, hy sou teen die nou gesê, as het net oor die land gaan, is okay, hou maar jou landjie, ek het myne, ek het al klaar die land voorberei en die klippe uitgehaal, so, dit wat hy sien, nee, op sigself, behalwe nou vir die skat, wat hy nou geweet het wat was, maar dit wat hy sien, die hoeveelheid werk wat dit is, en nou alles weer oorbegin, al daai moeite, dis nie moeite werk, ons gaan nie daar nie hou, dit vir jouself. Maar, soos wat jy nou sê, die skat wat hy ontdek het, en, hy weet nou wat dit is, maar die skat wat hy ontdek het, dit was vir hom die moeite werd. En daarom is die res van die goed wat daarmee saamkom. Al die moeite, om weer van vooraf te begin om die land te bewerk, en van vooraf huis op te sit, en al wat goed is, was uiteindelik van die moeite werd. Daai moes, die skat, moet regtig awesome wees. Ja, en die feit dat hy dit weer toegegooi het, nee. Soos ek wil dit nou weer gaan uitgraaf. Ek dink hy het gedoen soos, ek wil net hê iemand anders moet dit doen. Maar ja, soos al daai werk, soos jy sê, al daai ekstra werk wat dit sou gevat het. Sê maar dit is eintlik, maar eintlik 'n druppel in die emmer. Vir dit wat ek wel kry. En ek wonder hoe baie van ons, weer eens, ek wil nou nie eintlik die aanvoer uitspring nie, maar hoe baie van ons sou dit ook sê. Dus die koninkryk is vir my die moeite werd. En dit is toch aan die einde van die dag wat Jesus hiervan praat. Nee, hy praat van die koninkryk. Dus die koninkryk is hierdie skat. Dus hoe baie van ons sê, maar dit is die moeite werd. Vir al die hassles en bessels en al die ander goed wat ek kry en vir al die dit en al die dats, is die koninkryk vir my die moeite werd. Om te hê. En ek is bereid om selfs alles te gee vir dit. Ek dink ons kan nou afsluit en dan gaan ons môre aan verder gesels. Gaan ons nou dit wat ons nou vanaand vir mekaar gesê het, nou net bietjie contextualiseer. Bietjie na ons eie situasie toe bring. So ek kom ek sluit ons af. Here, baie dankie dat ons kan opgewonde wees oor alles wat U vir ons deur die woord openbaar. Dankie dat dit so mooi is, en dat ons in gesprekke eintlik nooit kan ophou praat oor alles wat ons ontdek nie. Maak nie saak hoeveel keer ons dieselfde teks oorlees nie. Dit bly lewend. Hierdie teks is Jesus se woorde, baie eeue terug, duisende jare terug, aan 'n groep mense daar in Antiochië, baie ver van hier af. En in 2025, hier in Witpoort, dis ons die teks, en dit verander ons lewens. Dankie dat dit deel is van die skat, wat ons oor en oor ontdek, en waaroor ons oor en oor kan opgewonde wees. Here, ek wil tog vra dat U tydens hierdie week van gebed, soos wat ons hierdie tekste ontdek, en met mekaar gesels, en hierdie tekste en dit wat ons in die tekste ontdek, kan herinterpreteer vir ons situasie, dat U regtig met ons harte sal kom spreek, dat U dit regtig in ons sal kom laat wortel skiet, sodat dit kan vrug dra. Dankie vir al die moeite wat U met ons doen. Selfs al is ons nie altyd bereid om die moeite te doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.